Hallo julle, ek is vanmôre op alleen uitstappie, want ons wil so mettertyd wil ons vir julle verskillende dele van Tafelkop en van die Restrie wys. En vandag, dis verskriklik toegegroei, ek staan hier hoog teen die hang van Tafelkop, nog nie by die kraanse nie, maar hoog teen die aanvanklike hang, voetheuwels. Ek weet nou nie of Tafelkop voetheuwels het nie, maar is in elk geval nog nie by die kraanse nie. Daar is die kraanse daarbo. So julle kan sien, dit is 'n steil helling. Maar wat ek eintlik vir julle vanmôre wil wys, en daarom het Matilda nie saamgekom nie, omdat die pad daarheen so toegegroei is die bron waaruit ons water kry, hier op Tafelkop, hier Retreat Huis en ons huis. En dis 'n fontein wat aan die voet, reg aan die voet van die kraanse lê. So die water syfer daaruit, daar's niks verder op boontoe nie, so dit is suiwer fonteinwater. Maar dit is omtrent 1,5 kilometer van die huis en die opstal af. En toe Loos, die plaasbestuurder hier, toe hulle aanvanklik nou die pyp aangelê het, nie net vir die huise nie, maar ook vir die krippe van die beeste, was dit omtrent te werk, want hulle moes 'n pad vind tussen al hierdie rotse en bome en dinge deur. En 'n hoofrede waarom Matilda nie saamgekom het nie is, na die baie reëns wat ons gehad het, is dit so toegegroei dat dit regtig moeilik is om orals terby te kom. So die honde is vanmôre saam, maar hulle is self 'n bietjie uitgeput. Soos Bobby en Riet en Molly wat al weg was op Tafelkop, maar weer gekry is. Maar so ek gaan hierdie laaste eentjie, ek het nie die hele roete afgelê nie, want ek moes te veel oor bome, klim, takke, stompe. So ek gaan vir julle net hierdie laaste eentjie wys. Ek hoop die selfoon bly stabiel. As hy val, weet julle, ek het ook geval. So dis hierdie laaste eentjie wat ons dan na die fontein toe stap. En ek wil sê, elke keer wanneer ek kom, moet ek weer die pad soek, want hy groei so vinnig toe. Baie vroeg in die oggend, so net na 6. So is baie lekker koel nog. Het is die laaste ruk snaaks genoeg warm hier op Tafelkop. Ons ken dit nie. O ja, ek wou nog iets gesê het oor daardie pyp daar agter, omdat dit so 'n lang lyn is. Sit hulle 'n asemhalingspyp, 'n breather, in die stelsel in, sodat hy nie op sekere plekke 'n vakuum vorm, of 'n Engels praat hulle van 'n airlock, dat dit nie gevorm word nie. So ek hoop ek is op die regte pad. Ja, ons is naby. Mens leer al party van die grote genade. Ja, hier kan julle die pyp sien lê. So, elke keer as ek verdwaal, dan soek ek net weer die pyp om die pyp op te tel. En die honde gaan nou maar waar ek gaan. Is nou nie asof hulle geleer is om
Hier kan julle die stroompie hoor. Sy. Daar kan julle sien, dit is die klein suiweringstankie wat hier aangebring is onderkant die fontein. So die fontein is nie 'n geweldige groot bron asof hy opborrel nie, maar as dit so goed gereën het soos wat dit tans gereën het, dan loop hy mooi sterk. So die water vanuit die fontein, ek sal nou deurklim om dit ook te wys. Die water vanuit die fontein loop in hierdie klein tank in. En uit daai tank gaan hy dan nou in hierdie pyp al die pad na die huise en na die krippe toe, daar op die werf en in die kampe. En wanneer die tank oorloop, dan loop die water daarin, want hy is eintlik deel, hy voet 'n stroompie wat onderkant toe gaan. En dan vloei hy maar net verder in die stroompie. So ons pak so 'n bietjie water uit die fontein, en die res gaan in die stroompie in, en het voed die beeste, die werkers het beeste in kampe hieronder, so dan voed dit daai beeste, en hulle drink. En julle sal sien, hier is 'n heiningkie hier om die fontein gespan, want as die beeste so in Augustus maand kom, dan is dit so omtrent 450 beeste in hierdie kamp, en jy mens sal nou nie glo nie, maar binne 2 weke is dit so getem, miskien nie so hoog op hier teen die hang al nie, maar hulle vreet oralster, en 'n bees is vreeslik nuuskierig, so hulle kom hiernatoe. Ek kan sommer as jy hoor op deur die draad klim, net om daar uit te kom. Die kamera werk is nie goed met mense, verskoon dit. Ek hoop nie julle, my klere haak nou hier aan die doringdraad. Ek hoop nie julle word afgesit nie. Molly, kom. Molly is ons waterhond. So ek hoop nie julle word afgesit nie. Maar sy is nou in die fontein. Kom. Maar gelukkig teen die tyd, wanneer hy deur hierdie tanks is, daar is ook 'n groot 10.000 liter tank onder, wat dan nou al hierdie water opvang. En teen daai tyd is die water dan nou al skoon. So, en dan kom die water hier uit die kraanse. Groot kraanse daar meer in die agtergrond. Dan kom hy nou hier af. En wat Loos hulle gedoen het, hulle het so 'n klein walletjie hier gebou. Net om hom op te vang, en daar's 'n pyp wat in die tank gaan, in die klein opvangtank hier. En dan kan julle sien, dit is besig om lig te word. En na daai kant toe lê die plase Oshoek en Damascus, meer in daai vallei af daar agter die bome. En dan kan julle sien, hier gaan hy af hier na onder toe. Ja, ek hoop nie julle is te seesiek van die skommel van die selfoon nie. Maar ons wou net graag vir julle gewys het waar die bron van waar Tafelkop se water uit ontspring. Molly is weer op daar na toe.
Julle moet mooi bly. Geniet die lekker weer. Ons sien uit na 'n bietjie reën later hierdie week want dit is regtig warm en meer droog hier. Maar altyd lekker om met julle te gesels. Mooi bly daar.